van vers 1 af. 'n Gebed van die profeet Habakuk op die wysie van 'n klaaglied. Here, ek het gehoor wat van U vertel is en ek is vervul met ontzag vir wat U gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd. Laat U dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm U selfs in die toren. God kom van Teman af, die Heilige kom van Paranberg af. Die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand so vol mag. Voor hom uit gaan die pes, in sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde, wanneer hy kyk, bewe die nasies. Die eeuwe berge verkrummel, die ou heuwels val in mekaar, die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kisan tref, toe die tentdoeke van Midian bewe. Was U kwaad vir die riviere, Here? Het U toorn teen die strome ontvlam? Het die see U woedend gemaak, dat U op 'n perd gery het, op die strydwaans waarmee U oorwin? U het 'n boog uitgehaal en met 'n eed die opdrag aan die pile bevestig. U het die aarde oopgebreek en riviere laat stroom. Toe die berge U sien, het hulle gebewe. Stormwaters het verbygespoel, die diep water het gedreun en sy golwe hoog laat opslaan. Toe U vleiende pile blits en U blinkspies flikker, het die son en die maan gaan stil staan op hulle plek. In U gramskap stap U oor die aarde, in U toren vertrap U die nasies. U het uitgegaan om U volk te red, om U gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder van die goddeloses en stroop hulle kaal van kop tot tone. Met sy eie pile deurboor U die aanvoerder waarmee sy manskappe uitstorm om te verstrooi, terwyl hulle jubel oor die wat die elendiges in hulle skuilplekke verslind. U trek deur die see met U perde, sodat die magtige waters bruis. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom, oor die volk deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Vir die koorleier met snarespel. Ons lees tot sover, ons gaan fokus dan op vers 17 tot vers 19. Ek gaan net weer vir ons voorlees. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. As ek 'n ekstra fokus eintlik kan inbring, is dit daai woord wat in blou gehighlight is, die woord nogtans. Kan julle glo, hierdie hele preek gaan eintlik net oor een woord, die woord nogtans. Nou geliefdes, as jy vanaand bietjie eerlik vir jouself kan afvra, sou jy die Here aanhou dien
as jy alles in jou lewe verloor? En so eintlik hierso die prentjie van Job in jou kop kry. Ek en Jan het vanoggend by die belydensklas het ons 'n bietjie gepraat oor Job. Job wat alles in sy lewe verloor het. Sy vrou, sy kinders, al sy besittings, ryk boer gewees. Sal jy nog steeds môre kan opstaan en kan getuig dat die Here goed is, dat hy omgee vir jou en dat hy net die beste vir jou wil hê? Sal jy steeds in hom glo as hy dalk een van jou kinders van jou wegvat, of jou man of jou vrou? Sal jy steeds in hom glo as jou huis vandag met al jou besittings afbrand? Sal jy steeds in hom glo as jy dalk vir die res van jou lewe verlam is of dalk kanker kry? Sou jy die Here aanhou dien as jy alles in jou lewe verloor? Die gedeelte wat ons vanaand gelees het, dan sien ons Habakuk se antwoord op hierdie vraag. En so ek sê, dis eintlik 'n vreemde antwoord, want dit bestaan net uit een woord uit, en die woord is nie ja nie, ja ek sal. Die woord is nogtans. En om te verstaan hoe Habakuk by hierdie woord uitkom, is dit nodig dat ons net eers bietjie na die agtergrond van die boek Habakuk gaan kyk. Nou Habakuk, wanneer hy skryf, dan kyk hy na al die slegte en die verkeerde dinge in die lewe rondom hom. En hy is eintlik gepla met die vraag waarmee baie mense vandag gepla is. En dit is, as God dan lief is vir sy kinders, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Teendeel kan ons ook vra, hoekom gebeur goeie goed met slegte mense? Hoe kan iemand soos Julius Malema en Jacob Zuma 'n roemryke lewe leef, met hoë aansien? Maar as Christene wat moet veg vir oorlewing. Soos ons in Psalm 38 eintlik mooi sing, ek dink julle sal die woorde onthou, maar die vyand lewe pragtig, altyd magtig en in hoog verhewe staat. En Habakuk is eintlik in hierdie boek beswaard, né? Die Babiloniese ryk is besig om baie sterk te groei, hulle begin dit aan hulle voel, en in hoofstuk 1, vers 5 tot 11, dan sê die Here vir Habakuk, dat hy hierdie einste Babiloniërs gaan gebruik, om sy volk te straf. Soos ons uit die geskiedenis uit weet, is die volk in ballingskap weggevoer, en kom ons sê omtrent 95% van hulle is ook uitgeroei. En dit is die skok waarmee Habakuk eintlik in hierdie boek sit. Is hoe kan die Here die vyand gebruik om sy volk te straf? Hoe kan die Here dat hierdie goddelose volk beheer uitoefen oor sy kinders? Hoe kan die Here sy kinders in ballingskap wegstuur? Maar hier is die mooi wat ons sien van Habakuk. Habakuk, as hy worstel met die Here, dan slaan hy nie sy eie rigting in nie. Hy gaan sit nie op die bank, of ek weet nie of hy 'n bank gehad nie, en twyfel in die Here en wonder by homself, hoe kan hy uit hierdie gemors uitkom? Hoe kan hy dalk dinge beter maak? Ja, hy kom worstel voor die Here. Hy gaan met sy probleem na die Here toe. En dit sien ons in hoofstuk 1, vers 2, dan staan daar so, hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u bly kla oor geweld voordat u red? Dan skryf hy verder, waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel elende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en beklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag.
En dan besluit Habakuk in hoofstuk 2, soos wat ons baie keer ook doen, dat hy gaan nou by die Here gaan staan, en hy gaan nou wag vir 'n antwoord. Totdat die Here vir hom iets sê, en dan sê die Here vir hom iets, in hoofstuk 2 vers 4. Die Here sê, wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. Omdat hy natuurlik deur die geloof lewe. En hiermee beloof die Here twee goeders. Hy sê vir Habakuk, Habakuk, die wat boos is, sal ondergaan. Hulle sal hulle verdiende straf kry. Die wat aan die Here behoort, sal deur hulle geloofsvertroue in hom bly lewe. Dit is hier waar dinge juis vir Habakuk eintlik pla. Dis waar sy beswaar lê. Want kyk hy na die wêreld rondom ons, en kyk ons vandag ook eintlik maar na die wêreld rondom ons, dan sien ons eintlik presies die teenoorgestelde. En dit is dan waar hoofstuk 3 inkom, en die troos eintlik van hoofstuk 3. Hoofstuk 3 bestaan eintlik uit 4 dele uit. Dis Habakuk se gebed, die visioen wat die Here dan stuur, 'n lang visioen. Dan sien ons in vers 16 Habakuk se reaksie op dit, en dan vers 17 tot 19, ons fokusverse, is eintlik Habakuk se nuwe perspektief op die lewe. Die geloofsoë waarmee hy eintlik dan nou na die lewe kyk. Nou in die eerste plek die gebed. Habakuk het nou 'n antwoord gekry, die Here sal met die slegtes afreken, die kinders van die Here sal in geloofsvertroue bly lewe, maar hy sien dit nie raak nie en hy beleef dit nie. Nou bid hy en hy smeek by die Here eintlik 'n antwoord. Hy vra vir die Here, Here, wys dit tog asseblief in ons tyd. Ek wil dit sien. Vers 2 sê hy, Here, ek het gehoor wat van U vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat U gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd. Laat U dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm U selfs in die toorn. Dan kry ons daarna hierdie baie lang visioen, wat dinge vir Habakuk eintlik om duidelik maak, en op 'n manier vir ons ook baie duidelik maak. Dit is eintlik baie de mekaar. Maar dit bedien vir ons die troos van die Here. Hoe hierdie dinge wat Habakuk nou besig is om te belewe, uiteindelik in die Here se raadsplan inskakel. En wat Habakuk in hierdie visioen raak sien, is wat ons ook nodig het om raak te sien, want dit verander ons perspektief. Van vers 3 af, dan staan daar, so God kom van Teman af, die heilige kom van Paranberg af. Die hemelruim is vol van sy majesteit. Die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand so vol mag. En is eintlik of die Here soos 'n weerligstraal hier in Habakuk se lewe kom verskyn, om die skille van sy oë af te kom haal, dat hy die Here se werk op hierdie aarde kan raak sien. Vers 5 af, dan staan daar so weer, voor hom uitgaan die pes, in sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde, wanneer hy kyk, bewe die nasies, die eeueoue berge verkrummel, die ou heuwels val in mekaar, die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kisan tref, hoe die tentdoeke van Midian bewe. En terwyl Habakuk se oë so besig is om oop te gaan vir wat die Here doen in die samelewing, dan kom hy eintlik met 'n vraag. Hy vra vir die Here, was U kwaad vir die riviere? Here, het U toorn teen die strome ontvlam? Het die see U woedend gemaak dat U op U perde gery het, die strydwaans waarmee U oorwin? Met hierdie
vra, dan sê Habakuk eintlik, dat hy weet, dit gaan nie oor hierdie dinge wat gebeur nie. Dit gaan nie oor die aardbewing nie. Dit gaan nie oor die strome water wat vloei nie. Dit gaan oor iets anders. Dit gaan oor die doelgerigtheid waarmee die Here besig is in die samelewing. Mooi Engelse woord is random eintlik. Die Here is nie random nie. Hy laat nie net random goeders gebeur nie. Elke liewe ding, selfs die kleinste haar wat van ons kop afval, sal nie gebeur as dit nie deel is van die Here se raadsplan nie. En dit is waar die draaipunt eintlik begin plaasvind. Want Habakuk sien vir God in hierdie dinge raak. Van vers 9 af aan staan daarso, U het U boog uitgehaal en met 'n eed die opdrag aan die pile bevestig. U het die aarde oopgebreek en die riviere laat stroom. Toe die berge U sien, het hulle gebewe, stormwaters het verbygespoel, die diep water het gedreun en sy golwe hoog laat opslaan. Toe U vleiende pile blits en U blinkspies flikker, het die son en die maan gaan stil staan op hulle plek. In U gramskap stap U oor die aarde, in U toorn vertrap U die nasies. Habakuk sien raak dat hierdie dinge wat gebeur nie maar net per toeval nie. Dit gebeur omdat God aktief in sy skepping besig is om die geskiedenis te bestuur. Nou sien Habakuk die kern van waarmee die Here besig is. En hier van vers 13 af, dan gaan die liggie by hom aan. Vers 13 dan staan daar en hoor by jouself of jy Christus hierin kan raak sien. Vers 13 sê, U het uitgegaan om U volk te red, om U gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder van die goddeloses. U stroop hulle kaal van kop tot tone. Met sy eie pile deurboor U die aanvoerder wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi, terwyl hulle jubel soos die wat die elendiges in hulle skuilplekke verslind. U trek deur die see met die perde, sodat die magtige waters brys. Wat Habakuk hier besef is dat die Here sit nie net daar bo in die hemel en lees 'n koerant nie. Die Here steek nie net so nou en dan sy hand uit op die aarde en skuif net 'n paar meubels rond om ons gelukkig te hou nie. Die Here is agter die skerms besig met iets baie groter as wat ons kan begryp. Van die begin af is God al besig met 'n verlossingsplan, met 'n missie en 'n doel om sy kinders oor die eeue heen en tot in ewigheid te red. Deur sy gesalfde koning, soos vers 13 dit sê. Deur Christus eerste te red, en saam met dit ook die duiwel te verpletter. En Jesus weet ons natuurlik klaar, wie het die stryd oorwin. Al lyk dit soms, Habakuk, of die vyand nog die oorhand het. Iets wat ons mooi moet besef, geliefdes, is dat ons in die nagevolge van hierdie stryd lewe. En soms kry God se kinders seer. Soms kry ons wonde. Soms kan die nagevolge van die sondeval gelowiges juis die hardste tref, as die Here dit toelaat. Maar Christene oorleef hulle wonde en hulle seer, deur in geloofsgetroue vas te hou aan die feit dat Christus oorwin het. Dat hy oor die duiwel geseëvier het. Maar bo dit alles
dat hy ons, sy kinders, ook weer teruggewen het. Dis wat God se antwoord in hierdie visioen probeer verduidelik, dat daar 'n woeste stryd agter die skerms aan die gang is. Maar aan die einde van die dag sal die wat goddeloos is, hulle verdiende loon kry. En sy kinders met geloofsgetroue in hom sal die ewige lewe kry. Dis die troos wat Habakuk hierso ontvang. En nadat hierdie visioen verby was, dan sien ons hoe Habakuk die Here begin vrees. Soos vanoggend ook gesê het, dis nie vrees, 'n bangheid vir die Here nie. Dis 'n eerbied vir die Here, ontzag vir hom. Hierdie visioen van hoe die Here op die aarde besig is, hoe dinge skud en rammel en hoe die Here sy pyle skiet, doelgerig skiet, maak dat Habakuk in homself diepste belewenis van God het, wat hy nog ooit gehad het. En skielik is Habakuk stil. Dis Habakuk se reaksie hierop. Daar staan, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword. My bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag, dat die dag van oordeel moet kom, oor die volk deur wie ons aangeval is. Ek praat nou hier van die Babiloniërs, wat besig is om hulle aan te val. En van hier af het dit eintlik net nog slegter gegaan met die volk Israel. Skielik maak hy vrede, dat hy geduldig op die Here moet wag. Die Here weet wat hy doen. En die Here is en bly altyd in beheer, al beleef hy dit nie nou nie. Dan kom ons by die nuwe lewensuitkyk van Habakuk. En nou nadat ons al hierdie dinge gehoor het, hoe ons eintlik kon sien hoe Habakuk negatief was, hoe hy bedroef was, hoe die Here deur hierdie visioen hom eintlik gegryp het en vir hom gewys het, Habakuk, hiermee is ek besig. En die lig hier aangegaan het by hom. Dan sien ons, wow, dit verander sy lewe. Nou sing hy 'n ander liedjie. Hy sing oor hoe hy nou na die lewe kyk en hoe hy daaroor voel. Hierdie kopskyf wat by ons wat by hom gebeur het. En nou besef Habakuk, die Babiloniërs kan maar kom. En al sou my vyebome nie bot nie. Nie eers met die belofte van vrugte nie. Al sou die wingerde waaraan ek so hard gewerk het, geen vrug lewer nie, is daar nog die belangrikste plek waar God almagtig wel besig is om sukses te bereik. Daarom sê Habakuk, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God. En dan word hier so baie mooi ding by gesê. Sal ek juig in God, my redder. En Habakuk weet dat dit op die einde van die dag die Here is wat hom red. Dis die Here wat vir hom uitkoms gee. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. En in hierdie konteks, geliefdes, is dit eintlik 'n besondere diepgaande geloofsbelijdenis. En soos ons net nou gesê het, van hier af het die trein net nog meer ontspoor. Het op die einde van die dag daar 'n handjievol mense oorgebly. Dis vir my, ek het so 'n nota gemaak hierso wat ek wil sê, is vir my so mooi in Haggai 1, wat praat dat as die volk teruggekom het uit ballingskap, dis nou 'n hele paar jaar later,
dan sê die Here vir hulle dat dit is oor hulle dat die reën teruggehou is, dat die aarde nie sy vrug opgelewer het nie. En dis eintlik presies dit wat hier in Habakuk staan. Dit staan net aan die ander kant van die ballingskap. En een ding wat ons mooi moet besef, geliefdes, is wanneer ons die Here dien, wanneer ons hom volg, ons vertroue in hom stel, dan raak ons beeskrale nie net ewe skielik vol nie. So baie kerke wat dit glo. Die humanisme preek, materialisme preek. As jy die Here dien, dan wil hy hê jou bankrekening moet 6 digits hê. In my geval is dit die nulle na die punt ingesluit. Die Here wil hê dat jy 'n groot plaas moet hê. Hy wil hê dat jy die beste werk wil hê. Hy wil hê jy moet die mooiste vrou trou of die mooiste man trou. Dis nie wat die Bybel ons leer nie. Die Bybel leer, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Maar Christenheid geloofsvertroue in 'n wonderlike groot God wat besig is met groter dinge as wat ons in ons koppe kan inpas. En die hoë en die gevaarlike plek in die lewe gaan nooit weggaan. Inteendeel, dis eintlik hier in Habakuk 'n belofte van die Here dat dit gaan kom. Maar dis die Here wat ons lei wanneer ons daar is. Hier geloofsgetroue in God wat sy seun vir ons gestuur het, wat ons uit die dood uit gepluk het, kan ons soos 'n ribbok balans hou op hierdie hoë plekke van die lewe. Rustig in die wete dat die Here lief is vir my, dat hy besig is met my, dat hy die stuurwiel vashou. Al lyk dit soms nie so nie. Te midde van opdraandes, te midde van uitdagings in die lewe, kan ons vashou aan hierdie eenvoudige antwoord van Habakuk. Die woord nogtans. En die rede daarvoor is, geliefdes, omdat die woord nogtans Jesus Christus verkondig. Hy is ons hoop en ons troos. Al gaan dit sleg met ons, nogtans het Jesus vir my gesterf. Al verloor ek alles wat ek het, kan ek in die Here glo. Nogtans sal ek in die Here jubel. Hy is die een wat vir my krag gee, hy is die een wat vir my hulp verleen, wat ons by die hand kon vat, en deur die Heilige Gees lei in die geloof, wanneer dit moeilik gaan. Daarom moet ons ook besef in ons lewens dat moeilike omstandighede nie die einde van die verhaal is nie. En so ten slotte, geliefdes, die gedagte hou dat hierdie woord nogtans nie gaan oor 'n kan nie worry of 'n positiewe houding wat net die slegte dinge ignoreer in die lewe nie. Dat sê ja, maar dit gaan sleg, maar nogtans ek worry nie daaroor nie. Nee, dit gaan juist daaroor om dit eintlik te embrace. Om te sê dit gaan sleg. Die lewe is soms hard. Nogtans kan ek in die Here jubel. Kan ek juig in God my redder. Kan ek hom omhels in 'n ware geloof. Is geloofsgetroue wat gegrond is in die Heilige Gees wat ons troos. En waarmee troos hy ons? Hy troos ons met die evangelie van ons Here Jesus Christus. Dis 'n belydenis wat sê God is en bly in beheer, ongeag van die omstandighede. Hy is die een wat sal voorsien. In hom alleen staan my redding vas. Daarom eenvoudig mag ons vanaand saam met Habakuk bely. Nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek juig in God, my redder. Amen. Ons sit net so aan bid ons saam.